Okay, so ons geld en hoe bring ons dit in die Bybel en wat sê die Bybel vir ons oor ons geld? So die eerste belangrike ding wat ek wil sê is dat soos met alles in ons lewe, is dit belangrik dat ons God eerste plaas waar dit by ons geld aangaan. As ons besluit wat om met ons geld te doen, uh, waarom ons geld uit te gee, vir wie om geld te gee, al daardie besluite is goed wat ons met God oor moet praat. Net soos al die ander dinge in ons lewe. Die Bybel leer vir ons 'n paar dinge ten opsigte van die eerste ding is ten opsigte van om skuld te maak of 'n lening aan te gaan. En ek gaan sommer vir julle net so 3 teksverse gee waarna julle kan gaan kyk as julle wil. Spreuke 22 vers 7, Romeine 13 vers 8 en 2 Konings 4 vers 7. So die Bybel leer vir ons dat om geld te leen of om geld aan iemand te leen is nie 'n onaanvaarbare praktyk nie. Die Bybel verbied ons nie om dit te doen nie. Maar die Bybel gee wel vir ons riglyne hoe om dit te doen. En die Bybel leer vir ons in die eerste plek dat as daar rente gehef word of rente gevra word op so 'n lening, dat dit redelik sal wees, dat dit nie buitensporig sal wees nie. Spreuke 28 vers 8. In die tweede plek dat ons nie rente van die arme moet vra nie. So as ons vir iemand wat arm is geld leen en ons verstaan en weet dat daai persoon dit nie kan terugbetaal nie, of die kans dat hy of sy dit gaan terugbetaal is baie skraal, dan kan jy nie nog rente ook daarop gaan sit nie. Levitikus 25 vers 35 tot 38. En dan leer die Bybel vir ons dat as ons 'n lening aangaan, dat ons die geld moet terugbetaal verantwoordelik en op tyd. So moenie 'n lening aangaan as jy nie die lening kan terugbetaal en op tyd dit terugbetaal nie. So die Bybel leer vir ons dat om dit te doen is nie 'n sonde nie, maar ons moet in gedagte hou, die Bybel waarsku ons dat hoewel dit nie verkeerd is nie, dat dit jou kan vasvang. Dat jy so baie skuld maak, dat jy op die einde van die dag 'n slaaf van daai skuld word. Net soos baie ander sondes in ons lewe. So, gaan 'n lening aan verantwoordelik en maak seker dat jy dit met die Here uitgeklaar het en met die Here gesels het daaroor. Daar is baie bitter min mense in die lewe wat 'n huis kan koop kontant. Almal het maar meeste het 'n huislening. Daar's baie bitter min mense wat 'n kar kontant kan koop. Meeste mense het maar 'n lening wat dit by jou kar aangaan. Maar hou dit binne perke en hou dit binne jou vermoë en praat met die Here daaroor. Okay. Die tweede ding waaroor die Bybel met ons praat en wat die Bybel vir ons leer, is dat ons finansiëel verantwoordelik moet wees met dit wat ons het, met ons rykdom, as ek dit so kan stel. Ons is die stewards van alles wat ons het, want dit behoort eintlik alles aan die Here. En ons is veronderstel om verantwoordelik daarmee om te gaan. So om ryk te wees is nie 'n sonde nie. As jy baie geld het en baie ryk is dit nie 'n sonde nie, want dit kan 'n seëning van die Here af wees. Ons kyk na Abraham en ons kyk na Salomo. Salomo was een van die rykste mense wat ooit geleef het. Die Here seën ons met goeie dinge. Die Here seën ons met materiële dinge. Maar dit waarmee die Here jou seën, die materiële rykdom waarmee die Here jou seën, moet jy gebruik en aanwend om sy koninkryk te bevorder. Want dit is hoekom hy dit vir jou gee. Dis hoekom hy dit aan jou toevertrou, sodat jy dit gebruik om hom te verheerlik en sy koninkryk uit te brei. Lukas 5
vers 27 tot 29. So moenie dat jou rykdom vir jou 'n afgod word nie, want dit kan tot jou val lei. Leer die Bybel vir ons. Psalm 62 vers 10 en Lukas 12 vers 14 tot 21. In Lukas 16 lees ons dat jy kan nie twee meesters dien nie. Jy kan nie God en geld dien nie. En dis hoekom die Bybel vir ons leer dat ons moenie geld ons afgod maak nie. Daar is net een God en dit is die Here homself. Die Bybel moedig ons aan om dan eerder geestelike rykdom bymekaar te maak as aardse rykdom. Ons weet almal wat die Bybel vir ons leer ten opsigte van aardse rykdom wat gaan vergaan, maar dit wat jy geestelik bymekaar maak, is dit wat jou die ewige lewe bring. En dit is maar so. Hoe meer jy het, hoe meer wil jy hê. En vinnig raak jy vasgevang in daai afgod van geld. So dit is nie noodwendig die geld wat die probleem is nie. Dis wat jy doen en hoe jy verstrengel raak in daai geld en in daai rykdom wat die probleem kan veroorsaak. Ons kan kyk na Spreuke 28 vers 26 en Prediker 5 vers 10. Die Bybel leer verder vir ons dat ons moet werk vir ons geld. Dat ons nie lui moet wees nie. Want die lui hart kan nie eet nie. Spreuke 6 vers 6 tot 11 en Deuteronomium 28. Interessante teksvers in die Bybel is Spreuke 21 vers 20 waar die Bybel Salomo sê dat die wyse man het rykdom, maar die fool, die ou wat dom is, hy spend dit mis. So as jy rykdom het, spandeer dit op die regte goed en spandeer dit op goed wat God vir jou wys. En dan moenie net geld spandeer voor jy eerstens na jou eie huishouding omgesien het nie. 1 Timoteus 5 vers 8. So ons moet verantwoordelik optree met dit wat die Here vir ons gee, met die rykdom en die geld wat die Here vir ons in ons lewe sit. Ons moet dit reg hanteer sodat dit vir hom ter ere is en sy rykdom bevorder. Ten opsigte van gee, nou kom ons by, maar hoe gee ons? Moet ons gee? Wat gee ons? Die Bybel sê vir ons in Matteus 6, when you give, nie if you give. So dit is 'n opdrag van die Here dat ons moet gee. Dat ons moet gee vir ander wat nie het nie. En ons gee nie om gesien te word deur ander nie. Ons gee dit met 'n vreugdevolle hart. Want die Here het dit vir ons gegee met 'n vreugdevolle hart, omdat hy vir ons lief is. Ons gee binne ons vermoë, nie buite ons vermoë nie. En die belangrikste rede van alles, ons gee want God het vir ons so baie gegee. Meer as wat ons ooit verdien. 2 Korintiërs 9 vers 10 tot 11. So nou kom ons by die belangrike een, die gee van 'n tiende. En daar's baie mense wat sukkel hiermee en daar's baie debatte wat hieroor gevoer word en ek dink dit is in 'n groot mate is dit dan word dit 'n baie persoonlike saak tussen jou en die Here. Kerke veral is moedig die gee van tiendes aan en dis verstaanbaar want die kerk moet op 'n manier onderhou word sodat die woord uitgedra kan word. En waar gaan die geld vandaan kom as die mense nie geld vir die kerk gee nie? Dit is om die kerklike bediening te ondersteun
sodat die kerk kan uitgaan en daar buite die Here se naam kan verheerlik en sy koninkryk kan uitbrei. Die kerk doen dit deur dit wat hy inkry uit te gee vir mense in nood, om rentmeester te wees vir dit wat hy inkry, wat uitgaan na mense toe wat dit nodig het. En dan moet ek nogal sê, ek kan dit nou sê hier van ons, ek was nou al in 'n hele paar kerke en 'n hele paar gemeentes, en ek moet nogal sê, hierso by ons, by die NG Kerk, is hulle nie skaam om te gee vir die armes nie. Hulle is nie skaam om te gee vir die wat behoeftig en in nood is nie. En dit moet ek hulle regtig die eer voorgee. Dit wat hulle inkry, meeste wat hulle uitgee, gaan vir nood en behoefte daar buite. So tiende, die tiende is 'n Ou Testamentiese konsep. Ons lees die eerste keer daarvan toe Abraham, tussen Abraham en Melchisedek, wat Abraham vir Melchisedek 'n tiende gegee het. En so het dit dan in die tyd van die Israeliete half soos wet geword, dat hulle 10% van die gewasse wat hulle verbou, die vee wat hulle het in groot maak, dat hulle dit na die tempel of die tabernakel in die Ou Testament, dat hulle dit soontoe sou bring vir die onderhouding van die leviete en die priesters, en ook dan vir offerhandes aan die Here. Ons kan gaan kyk in die boeke maar van Levitikus en Numeri, Deuteronomium, ons lees baie daarvan in daardie Ou Testamentiese boeke. So daar is op verskeie maniere en op verskeie kere is daar dan deur die Israeliete tiendes gegee. So dit was 'n manier ook maar van om ander te onderhou. Maar met die Nuwe Testament en die kruisiging kom Jesus en hy vervul al hierdie Ou Testamentiese wette. En hy sê vir ons dat moenie so wetties vasklou meer aan hierdie goeters nie. Ek het 'n stuk gelees en dit was so mooi wat die ou geskryf het. Hy sê die skaduwee van die seremoniele stelsel is in Jesus voltooi. So daardie druk wat daar was, daardie skaduwee wat oor die Israeliete gehang het van ons moet dit, want dit is wat die wet vereis, het die Here gekom en het dit afgehaal. Almal wat in geloof in Christus is die kerk. En die Here kom en hy sê vir ons, die kerk is nie 'n wettiese plek nie. Die kerk wil ek nie hê moet 'n wettiese plek word waar daar mense onderdruk is nie. Hy kom en hy vervul hierdie wette. En nou dan kan ons nou vra, maar moet ons nog steeds 10% gee? Moet ons dit spesifiek vir die kerk gee? Hoe doen ons? Hoe verstaan ons dit? Ek het gaan oplees. Baie glo dit is nog steeds die wet van die 10%. Die wet van die 10% wat aan die kerk gegee moet word. Baie ander sê nee, met die vervulling is dit nie meer noodwendig 10% nie. Dit is wat jy kan bekostig. En dat dit nie noodwendig aan die kerk moet gaan nie, maar na enige iemand of instansie wat die werk van die Here bevorder. Want kom ons wees eerlik, daar is so baie mense daar buite wat in hulle persoonlike hoedanigheid die werk van die Here ook bevorder. Nie noodwendig altyd net die kerk nie. Maar dit is ook belangrik dat die kerk ook in stand gehou moet word, want dit is die kerk se primêre werk om die koninkryk van God uit te brei. So dis hoekom ek sê op die einde van die dag word dit dan 'n persoonlike saak en dit is iets wat dan tussen jou en die Here is. Hoe gee jy? Wat gee jy en vir wie gee jy dit? Die Bybel leer net vir ons dat ons die Here moet eer met die rykdom wat hy vir ons gee en dat ons vir hom die beste moet gee wat ons kan. Moenie vir God jou laaste gee nie. Gee vir hom jou eerste.
Partykeer is dit 'n kwessie van ons kan 10% gee. Partykeer is dit 'n kwessie van ons kan 20% gee. Partykeer is dit 'n kwessie van ons kan net 5% gee. Die skrif leer net vir ons dat ons moet gee, want die Here sê vir ons in Matteus 6, wanneer jy gee, nie as jy gee nie. En dat dit moet gaan om die Here te dien en sy naam te vereerlik wanneer jy gee. Ons gee vir die Here want hy het vir ons baie gedoen. So as 10% vir jou te min voel, dan gee jy meer. As jy in 'n finansiële situasie is en met die Here daaroor praat en die Here weet wat in jou lewe aangaan, dan gee jy jou waarskynlik minder. Maar gee vir die Here met 'n oop, vrymoedige, blymoedige hart, want dit is wat hy raak sien. Dit behoort 'n natuurlike deel van jou lewe te wees om te gee. Dis nie iets waaronder jy is nie onder verpligting om dit te doen nie. Maar net soos baie ander dinge, as jy 'n kind van die Here is, gaan dit in jou hart wees om dit te doen. As jy iemand in nood sien, gaan jy voel dat jy daardie persoon wil help. As jy kerk toe gaan en jy sien dat die kerk 'n goeie rentmeester is met dit wat die Here aan hulle toevertrou, dan gaan jy vir die kerk wil gee. Die Bybel sê vir ons, elkeen van julle moet gee soos hy in sy hart besluit het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 11. Ons gee vir die Here ons beste, omdat hy sy beste vir ons gegee het. Soek wysheid by die Here wanneer jy gee. As jy 'n meevallertjie kry en jy wil daarvan vir die Here gee, vra vir die Here, hoeveel moet ek gee? Vir wie moet ek dit gee? Waar moet ek hierdie geld? Waar moet ek hierdie materiële goed gee? En ek is seker die Here gaan vir jou wys waar jy dit moet gee. Dis 'n natuurlike ding vir ons as Christene om te wil gee. Dit behoort nie 'n wrok in jou hart te veroorsaak as jy dink, okay, nou moet ek vir iemand iets gee nie. Want as dit nou nie 'n natuurlike aksie by jou is om te gee nie, dan beteken dit dat jy selfsugtig is, dat jou selfsugtige begeertes jou verhoed om vir die Here iets te gee. En dat jy nie die Here vertrou dat hy vir jou sal teruggee en dat hy vir jou sal seën omdat jy met 'n blymoedige hart vir hom gee nie. Daai gierigheid, daai selfsugtige gierigheid kan baie maklik 'n struik word waarin jy trap. Daar's baie waarskuwings wat ons kry in die Bybel oor gierigheid en die verlange na rykdom. Lukas 12 vers 15 waarsku die Here Jesus, pas op, wees op julle hoede vir allerlei gierigheid. 'n Mens se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. En as daai gierigheid, daai selfsugtige gierigheid deel van jou is, dan moet jy vir jouself die vraag afvra, maar wat is jou verhouding dan met die Here? Het jy regtig 'n verhouding met die Here as een van die dinge wat veronderstel is om natuurlik vir jou te kom, as dit nie so natuurlik by jou is nie? Daai selfsugtige gierigheid is iets wat ondergang kan beteken en vernietiging kan bring. Daardie selfsugtige gierigheid kan geld in ons lewe 'n afgod maak. En dis waarteen ons moet waak. Want dis nie die geld nie, dis die liefde vir die geld wat die probleem veroorsaak. En dit is wat tot sonde kan lei. Ons ken almal die storie van die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het en vir Jesus gesê het, maar ek hou al die wette. Wat nog
moet ek doen. En Jesus het vir hom gesê, gaan en verkoop al jou goed en volg my. Jesus se bevel of se woorde om vir hom te sê, maar gee jou geld prys en volg my. Daardeur het hy vir daardie man sy grootste probleem gewys. En dis dat hy gierigheid en 'n liefde vir geld gehad het. Want dis die een ding wat hy nie wou doen nie. Hy kon nie die Here volg nie, want hy het sy geld gevolg. En van daar waar die Here sê jy kan nie Mammon en God dieselfde tyd dien nie. Gierigheid ken nie bevrediging nie. Gierigheid beteken ek wil net meer en meer en meer hê. En rykdom en dit wat ons bymekaar maak is nie wat vir ons die ewige lewe bring nie. So die Here die Bybel waarsku ons daarteen. Die Bybel sê vir ons gee in die eerste plek, gee met 'n blymoedige hart, gee omdat die Here vir jou so baie gedoen het. Maar wanneer dit kom by gee, daar's nie wette daarvoor nie. Dis tussen jou en die Here. Waar jy gee, wat jy gee, wanneer jy gee, is tussen jou en die Here. Maar dit wat jy gee, waar jy dit gee, wanneer jy dit gee, wat jy gee, moet altyd wees om die Here se naam groot te maak en sy koninkryk uit te brei. So hou dit in gedagte as jy wil gee. Moenie dat iemand jou 'n gat in die kop praat nie. En praat met die Here oor wanneer jy gee. Dankie.